Ja, kom ons praat bietjie oor 30 Junie. Ek dink 30 Junie is 'n afsnydatum. Ek dink dis 'n belangrike datum. Dit lyk nie vir my asof hierdie ouens besig is om momentum te verloor nie. Ek dink dinge sal eskaleer na 30 Junie. Ek dink dis in lyn met die profeseë. So ek wil gou weer met jou 'n profesie hanteer wat ek al oor gepraat het. En dit is die profeseë van Blikstem Dromer. En hy het 2 spesifiek gehad van the dam empties. Menende die geld hardloop die land uit. Daar's 'n finansiële instorting, die banke sluit, jy gaan nie jou geld kan kry nie. En die ander een wat hy gesien het was the 3 war clouds. So nou die oorlogswolk is besig om saam te pak oor Suid-Afrika. En hy praat van 3 oorlogswolke wat hy sien aankom. En hy het dan dit probeer spesifiseer na die beste van sy vermoë. Die laaste 2 kon hy nie sê nie, maar die eerste ene praat hy van 'n insident in Noord-Transvaal met betrekking tot die Zimbabweërs. So hy sê, hy sien 'n insident, hy sien die blanke steur hulle nie aan hierdie gebeure nie. Hulle gaan aan asof daar niks verander het in die land nie, asof alles weer van self sal regkom, die stof sal gaan lê, en ja, die stof gaan nie nou lê nie. Wat hierdie keer vir my anderste is, as al die ander vorige krisisse wat ons gehad het, opstande en probleme, is as volg. Die media blaas dit verskriklik aan, die media praat baie daaroor, so hierdie is 'n narratief wat in die media, vir die media gegee het, en die media is meestal Joods beheer, en baie sterk CIA en MI6 betrokkenheid, reg? So hulle dryf die narratief, goed. Gewoonlik ignoreer hulle dit of swyg dit dood, maar hierdie keer gebeur dit nie. Dan sien ons dat ouens soos Malawi en ek dink Ghana het van sy mense uitgevlieg, Nigeria het ouens laat uitvlieg, Malawiërs word die ouens op busse gelaai, en gesê maar ons gaan hulle uitvat, en dit is duidelik dat onder hierdie ander wat ingekom het in die land hierdie ander Afrikane, wat ingekom het, gevloei het na Suid-Afrika toe in die laaste 10, 20, 30 jaar, en hierdie plek nou hulle tuiste gemaak het, huise gekoop het, en kinders is op skool, of hy wettig is en of hy onwettig is irrelevant. Hy is toegelaat in die land. Is dat daar onder hulle 'n onrus is. As ons kyk wat daar gebeur in Sherwood in Durban, as jy die nuus 'n bietjie dophou, daar's 'n groot klomp wat daar bymekaar gekom het van hierdie migrants, en hulle sit nou daar, en hulle wag vir beter dae om te hoop op 'n manier kan hulle uit die land uitkom. So die boodskap hier op voetsoolvlak, wat nou verduidelik word, is dat hier 'n groot krisis aan die kom is. Ek en jy verstaan nie die swart taal op die radio nie. Ons verstaan nie wat word gepraat daar op die bostelegraaf nie. Maar daar's definitief dinge aan die gang, want daar's groot roeringe onder hierdie migrants. Nou kom ons kom terug na die first war cloud, naamlik 'n insident in Noord-Transvaal wat te doen het met Zimbabweërs. Nou ek dink daai insident het plaasgevind in die laaste week of wat. Ek gaan die video gou wys, dan kyk ons daarna. So some breaking developments out of Limpopo, where angry illegal foreigners are now burning people's houses in Etok in the Limpopo area, claiming that Limpopo now belongs to Zimbabweans, and there's nothing South African government can do about it. Protests are ongoing over there as we speak. So it seems like some of the immigrants, Zimbabweans, etc., are fighting back in that area. I just don't know if that's going to be a good idea. It never helps to retaliate in that way, especially when you're burning houses and places down. But tensions are rising there in Etok, in Limpopo, where foreigners are, let's call it, fighting back against the immigration situation. So kom ons praat oor hierdie ding. So ek dink die Zimbabweërs is 'n sterk meerderheid in Noord-Transvaal en Limpopo. Ek dink hulle maatjies gaan hulle help. Sien hy praat van die terroriste kom oor die grens. Ja, hy sien net hulle bene. Ja, dit gaan baie sleg daar raak. Blankes gaan daar vlug met die klere aan hulle lywe. Hulle gaan vasgekeer word. Daar gaan lelike dinge gebeur. Baie bloed gaan vloei.
Siener praat van die sif wat uitkom oor Limpopo, oor Noord-Transvaal en entjie bo kan die grond. 'n Sif is 'n massaslagting. Reg, die tweede war cloud het God vir my gesê baie jare terug. Toe sê hy vir my hierdie tweede war cloud is wanneer die buiteland die geld afsny na Suid-Afrika toe. Ek praat nou nie van hierdie geld wat die FSA af en toe geskenk het vir klinieke en AIDS en so aan nie. Ek praat van die 2.1 miljard rand wat hierdie regering elke liewe dag leen by die Joodse bankiers oor see. Want sonder daai geld kan hy nie die land aan die gang hou nie, kan hy nie sy 28 miljoen SASSA-houers aan die gang hou nie. En hulle gaan definitief die geld afsny. God het vir my gesê, dit gaan die geld afsny. Wat beteken hierdie regering sal moet rondval om sy amptenarei te betaal, sy onderwysers, sy polisie, sy weermag van die ouens gaan muit, en dan gaan hulle vigilante bendes vorm, as hy gewapen, en hy is 'n bende, hy is net daar om te roof, moord, steel en verkrag. Ons gaan dit sien, reg. Nou wat is dan die derde war cloud? Die derde war cloud is wanneer daardie baie bekende, baie berugte, korrupte, swart leier in Natal vermoor word. Nou wie hom vermoor, die weet ek nie. Wat ek wel weet, is ek het dit gesien in 2014 en Vader het dit vir my 'n paar keer daarna ook weer gewys. En ek is nie die enigste een wat dit gesê het nie. Dit is, baie mense het al daaroor gepraat, dis al ou nuus. Siener praat spesifiek van die kus wat afsak in die graf. En nee, dis nie Mandela nie, dis nie Julius Malema nie. Dink 'n bietjie, wat is die laaste letter van die alfabet volk? Reg. En ons gaan dit sien. En myns insiens is dit die lont wat min of meer die ding ordentlik aan die brand gaan steek. En ons sal sien hoe Natal 'n kookpot word, soos wat ons al gesê het. En die blanke sal vlug met die klere aan hulle lyf, kaalvoet oor die Drakensberge hier na ons kant toe. Dit gaan 'n verskriklike ding wees. Dit gaan daai krisis, was dit in 2021, wanneer was dit? 2021, 2022, ek het al vergeet wat 'n jaar. Nou hierdie die krisis wat daar was, daai ding gaan lyk soos 'n piknik, kerkpiknik, soos wat nou kom. So, en ek dink dit is juis beplan, menende ons vermoorde swart leier, en dan gaan ons in elk geval, ons steek die lont aan die brand, en al hierdie strydende faksies, wat bewapen en befonds en opgelei is deur derde mag stelsels van buite die land, wel hulle is oorstroom die land, hulle maak die land onregeerbaar. En al wat dan kan gebeur is, hulle moet die VN instoot om te red wat te red is. En dit is wat hulle doen, en so sit hulle dan 'n nuwe puppet government, in plek wat ons noem die Doornbos regering. Dit sal 'n Duitsland, oorwegend Brittanje, 'n Engelse, Britse, Duitse, VSA, Jesuite, Joodse regering wees. Ja, hy sal 'n puppet government wees. So ja, ek moet nou dink, daar's 'n paar ouens wat vreeslik tender vir die presidentspos, maar ek dink ons kan maar seker wees, dit sal 'n Jood wees. So ja, want ons sien hulle oral in beheer kom, reg oor die wêreld, sien ons. Die ouens met die dooitjie op die kop kom oral in beheer. Plaas het hulle nou, gaan hulle 'n land toe en kyk of hy daar 'n politieke pos kan kry. Nou wil hy dit hier kom doen. Hoe dit ook al sy, as hierdie ouens nie hulle momentum verloor nie, dan is ons in vir groot probleme. En sal die ding stelselmatig eskaleer van insident na insident na insident toe. En jy sal jou lewe nie seker wees nie. En na die moord op hierdie swart leier, is dit dan nou, is jy in die pylvak vir die nag van Johannesburg. En ja, Siener het die nag van Johannesburg gesien, dit korreleer met wat Johanna Brandt gesê het. Ek het al baie lering hieroor gemaak, ek kan dit vir jou uithaal uit die Siener visioene uit. Ja, hier gaan 'n verskriklike slagting plaasvind, van baie blankes. Ek praat nou nie eers van onder die swartes nie. So ja, hierdie ding met Rwanda, wat gebeur het in, was dit 94? Ja, die wêreld het hulle hande saamgeslaan daaroor en teruggesit en kyk hoe word dit gedoen. Hulle gaan dieselfde hier doen in Suid-Afrika. Die hulp gaan vir 'n lang rukkie nie inkom nie, en dan sal die hulp inkom, en dan is die hulp 'n tirannie. So ou moet jou maar klaarmaak, dit gaan nie nou beter gaan nie. Goed.